Hartlik goeiemôre aan u een en elke een. U kan die woord van die Here saam met my oopmaak by Exodus hoofstuk 3. Ons wil graag met u praat vanuit hierdie gedeelte na aanleiding van dit wat ons geleer het in hierdie week vir die kinders, wat ons hiervan geleer het en wat die Here vir ons hierdeur wil kom sê, en ons wil dit graag vir u as gemeente ook kom deel in hierdie oggend. Net 'n paar gedagtes, ons gaan nie alles hanteer in een boodskap nie, daar sal 'n opvolgboodskap later ook kom, maar graag wil ons u nooi dan na hierdie gedeelte van Exodus hoofstuk 3, ons gaan daarvan na vers 1 tot en met vers 15 saam lees. Terwyl u die woord van die Here so voor u oop het, kom ons raak rustig, ons buig ons hoofde, ons sluit ons af van alles wat rondom ons gebeur en ons maak die oë toe. Almagtige God en Hemelse Vader, ons is nou op afwagting op u woord, op u stem. Ons het nou klaar gepraat en nou wag ons Here vir u om te kom praat. Here, u woord is nou voor ons oop en ons vra Here dat u woord in ons harte lewendig sal maak, dat u woord vir ons sal ophef en Here dat ons sal aandag gee en luister aandagtig na dit wat u vir ons wil kom sê. Amen. Exodus hoofstuk 3. En Moses het die klein vee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian, en toe hy die klein vee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. En daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos, en toe hy weer sien brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywer gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenare te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete en die Hettitiete en Amoriete en Versiete en Jewetiete en Jebusiete. En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenare hulle verdruk. Gaande nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou 'n teken wees, dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vader het my na julle gestuur, en hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel, die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle gestuur, dit is my naam
vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Net tot sover die voorlesing uit die woord van die Here. Ek hou vir u vers 14 voor, en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. En ek wil graag na aanleiding van hierdie gedeelte dan met u praat oor hierdie gedagte, Jesus sê, ek is. Jesus sê, ek is. Sien, in hierdie gedeelte kry ons nou vir Moses besig om die skape as skaapwagter op te pas, ver van Egipte af, en ons sien dat hy hierdie skape oppas, en terwyl hy nou besig was eendag daar in die veld om sy skape van sy skoonpa op te pas, het hy gewandel en hy kom af op 'n bos, 'n doringbos, wat aan die brand is, wat omsingel is met vuur, maar tog merk hy op dat hierdie brandende bos nie verteer word deur die vuur nie. So dadelik het dit hom aangegryp, dadelik het hy nuuskierig geword om te gaan kyk, maar wat is besig om te gebeur met hierdie bos? Toe Moses nader kom en van nuuskierigheid nader stap, praat God toe met hom vanuit hierdie doringbos, gebeur daar iets nog groter met hom, wat sy hele lewe sou kom verander. Daar kom 'n stem vanuit hierdie brandende bos uit, en God praat met hom, en dadelik ondervind Moses dat hy in die teenwoordigheid van God is. En vanuit hierdie bos praat God met hom, en gee God vir Moses dan 'n opdrag om sy volk te gaan verlos van die hand van Farao en die Egiptenare. Nou ons weet as ons kyk na die lewe van Moses, hy was nie regtig 'n veel, as ons dit nou so kan stel, 'n veel besondere man gewees in die sin van dat hy 'n groot, magtige krygsman of 'n held was nie. Hy was nie eers 'n profeet gewees nie. Hy was 'n dood-eenvoudige skaapwagter gewees, net soos wat Dawid was, dood-eenvoudig gewees. Daarmee saam het Moses ook gesê, maar hoe moet hy met die volk praat? Hoe sal hy met die volk praat, want hy self sukkel om te praat. Hy self hakkel, hoe gaan hy tog ooit met hierdie volk kan praat en kommunikeer, en hoe kan hy na Farao toe gaan en vir Farao sê, Farao, laat die volk gaan. Wat gaan hy vir hulle sê? En dis kom hierdie vraag dan by Moses se gemoed op, maar hoe? Hoe gaan hy dit regkry? Wat gaan hy vir hulle sê? Wat gaan hy tog vir Israel kan sê, vir die volk sê, wie het hom gestuur? En God sê vir Moses, Moses, jy hoef eintlik niks veel te doen nie. Jy moet net vir my gaan. Jy moet net vir my soontoe gaan. Ek sal die werk doen. Ek sal vir jou wys wat jy moet sê en wat jy moet doen. Daarom het God vir hom gesê, antwoord hulle en sê, ek is, het jou na hulle toe gestuur. Daarom het God vir hom gesê in Eksodus vers 15, 3 vers 15, dat hy hulle moet sê dat hy die God is, die Vader van Abraham, Isak en Jakob, dat hy hulle verbondsgod is, dat hy hierdie naam vir hulle moet gee, want die volk het hom geken as ek is, van geslag tot geslag, sy gedenksnaam ken hulle. Nou moet ons nogal sê dat dit klink nogal vreemd as iemand na jou toe kom en vir jou sê ek is. Dat dit is sy naam, ek is. Want sien, gewoonlik sal jy nie net daar stop nie, jy sal mos nou verder gaan en jy sê ek is Jaco of ek is Emma of ek is Nico of wat die geval mag wees, wat die naam mag wees, maar God stop net daar. Toe God sy naam vir Moses gee, het hy net daar gestop, omdat God nie 'n mens was wat 'n naam nodig gehad het nie. Daar was ook geen persoon of niemand of niks voor God gewees dat hulle vir God 'n naam kon gee nie. So God gee hierdie naam ek is, omdat hy nie kan beskryf word deur net een naam nie.
So God laat daardie stukkie oop. Ons sal later sien hoekom hy dit so gedoen het. Die naam wat Israel deur al die jare gebruik en geken het, wanneer hulle met God praat en wanneer hulle aan God dink. 'n Naam wat dui op die onveranderlike, die onsienlike, die almagtige, die verhewe, alles. Ek is God. Dit is waar God vir ons hierdie naam, ek is, kom bekendstel. Maar dit gaan verder. Jare daarna het daar iets gebeur, wat vir ons hierdie naam nog meer beter gaan beskryf en verder gaan vat. Toe Jesus aarde toe gekom het, toe die Here aarde toe gekom het, het hy ook hierdie naam gebruik. Want sien, God wou deur die Here, deur Jesus, deur sy seun, iets besonders kom doen. God wou deur Jesus sy seun op 'n baie spesiale manier aan die mense kom bekend maak wie God is. In Johannes 1 vers 18 sê die volgende: Niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Jesus Christus wat aan die boesem van sy Vader was, hy het gekom om sy Vader te kom bekendstel aan die mens. Hy wie die naaste aan God was, het gekom om God te openbaar. En ons lees verder in Johannes 8, waar die Fariseërs en die skrifgeleerdes gekom het, en die Here nou probeer al vasvra het oor wie hy is, en van waar hy kom, en wat hy hier maak. En vind ons dat die Here vir die Fariseërs en vir die skrifgeleerdes dieselfde antwoord gee as wat God vir Moses gegee het in Eksodus 3. Jesus sê vir hulle, ek is. Maar wat nou wonderlik is dat Jesus nie net gestop het by ek is nie, maar hy gaan verder. Die Here Jesus gaan verder met hierdie naam om dit te beskryf. Kom ons kyk na 4 gedagtes, na 4 name wat die Here gee, die ek is uitsprake van Jesus Christus. Die eerste ek is uitspraak is dat Jesus sê ek is die goeie herder. Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Jesus het homself as die goeie herder voorgestel. En ons lees dit verder ook in vers 14. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. As Jesus die herder is, as Jesus dan bekend staan as die goeie herder, dan moet hy tog die skape hê om hom 'n herder te maak. En dit is dan ons as sy kinders, wat luister na sy stem, wat hom ken, wat aan hom behoort, is sy skape. Want sien, as ons weet wat 'n goeie herder doen, dan weet ons wat Jesus vir sy skape sal doen. Dan weet ons wat hy vir ons sal doen. En ons vind dit die vergelyking, die beskrywing van wat 'n goeie herder sal wees. In Lukas 15 vers 4 tot 6. Watter man onder julle wat 100 skape het en een wat van hulle verloor, laat die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is, totdat hy dit gekry het nie. En as hy dit gekry het, sit hy dit met die blydskap op sy skouers, en as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Die beskrywing van wat 'n goeie herder is. Een wat sy lewe sal aflê vir sy skape. Een wat sal uitgaan om sy skape te gaan soek. Nou, u van alle mense sal weet,
hoe maklik dit is vir 'n skaap om weg te raak. As hy daardie groen lucern net sien en ruik, dan moet jy maar weet, hy gaan weg wees. Ek het op 'n tyd gevrees vir 'n persoon as hy my bel. Sy naam was Jurgens. As hy my gebel het, dan het ek geweet, dit beteken net een ding. Een van sy skape is weg. Of een van sy skape het draad gebreek. Dan het ek geweet, nee, nou gaan Nico eers moet gaan skaap soek. Skape is 'n hulpelose dier. Skape is 'n dom dier. Skape is 'n dier wat vir enige iets sal skrik, vir enige iets sal weghardloop. 'n Skaap is 'n dier wat nie op sy eie pad weer sal terugkry nie. Daarom, as die herder nie sy skaap gaan soek nie, dan moet jy weet, dit is verby met daardie skaap. Hy gaan of iewers te langs die pad vrek, of hy gaan op 'n ander man se braaier eindig. 'n Skaap dwaal af. 'n Skaap bly nie by dit wat hy ken nie. Hy gaan aan. As sy herder nie na hom kyk nie, dan sal hy wegloop. En 'n goeie herder, wanneer hy die skaap vind, 'n goeie herder is hy wat nie die skaap jaag, wat nie die skaap slaan, wat nie kwaad is vir die skaap nie, juis omdat hy weet dat die skaap 'n hulpelose dier is. Juis omdat hy weet, die skaap het geen verstand om uit te kom, om terug te kom by die plek waar hy moet wees nie. Maar 'n goeie herder is een wat bly is as hy sy skaap weer gekry het, as hy hom teruggekry het. Dit is 'n goeie herder. Daar is 'n goeie rede waarom Jesus hom vergelyk en waarom hy God bekend maak en homself ook bekend maak, omdat Jesus God ook is as die goeie herder. Ons lees daarvan in Jesaja 53 vers 6. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons elkeen het sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Ek en jy is soos daardie skaap. Ons is hardkoppig. Ons dwaal af. Ons maak verkeerde besluite. Ons dwaal. Ons gaan van die pad af. Ons kies ons eie pad. En ons raak verdwaal in sonde en ons kry nie ons eie pad terug huis toe nie. En op hierdie pad van sonde vir ons as skape is daar gevaar. 1 Petrus 5 vers 8. Wees nigter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Het jy al gesien wat sal 'n leeu met 'n skaap maak? Die duiwel loop rond en hy soek die skape van die Here om hulle te verslind. Jesus is die goeie herder wat vir my en vir jou gekom soek het. Wat vir jou en vir my van die dwaalweg af wil wegbring en terugbring na sy kraal toe. Terugbring huis toe. Jesus is die goeie herder. 'n tweede gedagte. Jesus sê ek is die ingang. Nou hierdie sluit baie mooi in by die gedagte van die goeie herder. Johannes 10 vers 9, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Nou gaan Jesus nog verder. Hy is nie net die goeie herder nie, maar hy is ook daardie hek. Hy is ook daardie ingaan waardeur die skape moet gaan. Johannes 10 vers 7 tot 9, Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar,
Ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skaap het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Almal wat skaapkrale ken, sal vir jou sê en weet, daar is net een ingang by 'n skaapkraal. Daar is net een hek waardeur die skape moet in en uitgaan. En let ook baie mooi op na die woorde van Jesus as hy hierso praat. Jesus sê nie, hy is 'n ingang nie. Jesus sê, hy is die ingang. Die enigste ingang waardeur ingegaan moet word. Handelinge 4 vers 11 tot 12. Hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het, en die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Net Jesus Christus. Daarom nie deur die naam van die doop, daarom nie deur die naam van uitverkiesing, daarom deur geen ander naam nie, behalwe die naam van Jesus Christus, want hy is die ingang. Hy is die enigste deur, hy is die enigste ingang vir hierdie skaapkraal, waardeur die skape kan ingaan. Hy wie deur Christus na God gekom, sal gered word. Jesus Christus, hy is die ingang. 'n derde gedagte. Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Johannes 6 vers 35. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Ons ken daardie verhaal van die Here Jesus en sy disippels toe hulle oorgevaar het oor die see van Galilea, en toe hulle daar by die oorkant kom, toe het hulle daar teen die berg opgegaan en die Here aanskou dat daar 'n groep mense is, 'n groot skare mense is. En hy vra vir een van sy disippels, Filippus, maar waar gaan ons brood kry? Ons moet brood kry, want hy sien dat hierdie mense is moeg, hy sien hierdie mense is honger, en hy wil hulle graag voed. En Filippus sê vir hom, dat hulle nie genoeg geld sal hê om vir hulle hierdie kos te kan gee. En ons ken dan die verhaal, hoe Jesus die vermeerdering van die brood en van die visse gemaak het. En die tweede dag, die dag daarna, kom hulle weer op dieselfde plek. En daar dieselfde mense kom weer na die Here toe. Weer honger, weer op soek na kos. En hulle vra vir hom, Here, doen vir ons 'n wonderwerk, voed ons weer, ons wil graag weer gevoed word. Maar Jesus verduidelik vir hulle, dat hy het nie aarde toe gekom, om net aan die tydelike te voorsien nie. Maar hy het gekom om vir hulle ewigheidswaarde te gee. Hy het gekom om hulle iets te gee, wat hulle nooit weer honger sal laat word nie. Natuurlik het hulle dit eerstens nie verstaan om te dink dat die Here vir hulle iets sal gee, wat hulle nooit weer sal laat honger word nie. Maar toe die Here dit vir hulle verduidelik, dat hy die brood van die lewe is, dat hy gekom het om hulle siele te voed, dat hy gekom het om hulle te red, om vir hulle iets te gee, wat hulle honger sal stop. Johannes 6 vers 51. Ek is die lewende brood, wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Elke een van ons het twee soorte honger in hierdie lewe. Die eerste een gebeur hier in jou maag as jou maag grom. Totdat jy 'n stukkie steak geëet het of brood geëet het, dan is jy vir so 'n rukkie
okay, behalwe as jy 'n tienerseun is. Maar die tweede honger wat jy kry, is die belangrikste honger. Hierdie honger is 'n honger na die ewige lewe. En net Jesus kan daardie honger stilmaak. Net Jesus kan vir jou daardie ewige lewe gee. Want dit is hoekom hy aarde toe gekom het, om jou honger te kom stilmaak. Johannes 47 tot 50, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manne in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvoor kan eet en nie sterwe. So nodig soos wat ons kos het in hierdie lewe om te kan bly leef, om ons liggaam te voed. Nog meer, nog nodiger, nog meer het ons die brood van die lewe nodig om ons siel te voed. Om ons siel te voed sodat hy kan vooruitgaan. Sodat jou siel nooit weer honger sal word. Voed jou met die brood van die lewe. 'n laaste gedagte. Jesus sê ek is die lig vir die wêreld. Johannes 8 vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe. 'n rukkie nadat Jesus hierdie woorde gespreek en gesê het, vind hy 'n man wat blind van geboorte af is. Vir hom was elke dag donker. Vir hom het hy nog nooit die lig gesien. Donkerheid was nog altyd in sy oë. Die disippels het gedink dat sy ouers het gesondig en selfs hy gesondig het en dit is hoekom hy blind is. Totdat die Here vir hulle kom bevestig het en kom gesê dat dit is nie die rede waarom hy blind is nie. Maar hy is blind sodat die mens kan sien wat God kan doen. Johannes 9 vers 3 tot 5. Jesus antwoord: hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as dit dag is. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. Jesus genees hierdie man sodat hy kan sien. En natuurlik sal die fariseërs kom en dit teestaan in Johannes 9 vers 26 tot 38. En hulle sê weer vir hom, wat het hy vir jou gedoen? Ek wil graag vir u dit lees, net om meer begrip te gee. Hoe het hy jou oë geopen? Hy antwoord hulle, ek het julle dit al reeds gesê, en julle het nie geluister nie. Waarom wil julle dit weer hoor? Julle wil tog nie ook sy disippels word nie? Hulle skel hom toe uit en sê, jy is 'n disipel van daardie man, maar ons is disippels van Moses. Ons weet dat God met Moses gespreek het, maar wat hom betref, ons weet nie van waar hy is nie. Die man antwoord en sê vir hulle, hierin is tog iets wonderliks, dat julle nie weet van waar hy is nie. En hy het my oë geopen. Hoor nou mooi. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie. Maar as iemand Godvreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Van ouds af is dit nie gehoor dat iemand die oë van 'n blindgebore mens geopen het nie. As hy nie van God was nie, sou hy niks kan doen nie. Hulle antwoord en sê vir hom, jy is heeltemal in jou sondes gebore en leer jy ons, en hulle het hom uitgeban. En Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het en toe hy hom kry, sê hy vir hom, glo jy in die Seun van God? Hy antwoord en sê, wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo? En Jesus sê vir hom, jy het hom gesien en hy wat met jou spreek,
dit is hy. Toe sê hy, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Die Here het nie net sy fisiese oë kom oopmaak om te kan sien nie. Maar die Here het ook gekom om lig te bring, lig te gee in sy blinde hart, in sy donker hart. En vir hom gesê, ek is hy. Ek is die lig vir die wêreld. Hy het sy geestelike blindheid ook kom genees. Het u dit al gesien, of nie gesien, inteendeel eintlik, wanneer u in 'n pikdonker kamer is, en jy jou hand hier voor jou oophou, dat dit so donker is, dat jy nie jou hand kan sien nie. En dit is vir my eintlik baie hartseer as ek aan hierdie gedagte dink, dat dit is hoe baie mense lewe. Hulle sien nie die Here Jesus hier voor hulle raak nie. Hulle soek hulle hele lewe lank. Hulle doen alles. Hulle soek en hulle probeer hom vind op allerhande ander maniere. En hulle sien hom nie hier reg voor hulle raak nie. Dis hoe die Fariseërs geleef het. Hulle het vasgehou aan hulle wette en aan hulle ordes en al die dinge en al hulle reëls. Blind. En hulle sien nie Christus, die Messias, hier reg voor hulle raak nie. Die wêreld verblind ons. Sonde verblind jou. En God, Jesus wil kom. En hy is daar die lig wat vir jou gaan kom, wys jou oë, die skille van jou oë gaan afhaal, sodat jy Jesus Christus kan raak sien. Hy is die lig van die wêreld. Hy is die een wat die donker, die duisternis sal kom verdrywe en lig gee in jou hart. Hy is die lig van die wêreld. Ek sluit af. God kom openbaar hom aan ons deur sy seun. God het begin. Hy het gesê ek is. En nou kom die Here Jesus en hy vul die blank space. Hy kom en hy voltooi dit wat God wil kom sê. Jesus het gesê hy is die goeie herder wat sy skape soek en kom haal. As jy vandag verlore is, as jy iewers afgedwaal het, die Here soek jou. Hy wil jou terugbring na sy kudde toe. Hy is die ingang vir jou. Hy is die ingang vir sy skape. Geen ander hek kan jou laat inkom by Jesus se skaapkraal nie. Hy is die brood wat lewe gee. Hy vul jou, hy voed jou. Hy sal hierdie honger stil wat nooit gevul kan word deur die wêreldse dinge nie. Maar hy bied vir jou die brood om gered te word, om versadig te word. Geen McDonald's of KFC of Debonairs gaan daardie honger voed nie. Net Christus. En hy is ook die lig van die wêreld. Hy is die een wat vir jou die duisternis wegvat. Hy is die lig waantoe ons moet loop en gaan. Volg hom. As u vandag die brood van die Here nodig het, die brood van die lewe nodig het, moenie hier uitgaan honger vir iets anders nie, want dit gaan jou nie voed nie. Net Jesus Christus kan jou voed. Net hy is die ingang, net hy is die lig. Mag die Here u help om daardie brood te kry. Hy gee dit vir jou. Hy bied dit vir jou aan. Neem dit, eet dit en word gevoed en gevul. Volgende keer sal ons kyk na Jesus wat die weg en die waarheid is. Na die lewe en die opstanding. Na hy as die ware wynstok. Mag die Here u waarlik help
Jesus Christus is. Dit is wonderlik om te weet. Ek het hier in my Bybel geskryf. Die Here sê, ek is wat ek is. Die Here is wat hy doen. Amen. Almagtige Hemelse Vader, hoe wonderlik is dit, dat alles so mooi in mekaar vleg. U het eeue terug vir Moses gesê, ek is wat ek is. U het vir Moses gesê, hy moet vir die volk sê, ek is, het hom gestuur. En honderde jare daarna, stuur u seun, om dit te kom voltooi. Om ek is, te voltooi. Here, hoe wonderlik is dit, om u so te leer ken. Hoe wonderlik is dit, Here, dat Jesus u so beskryf en bekend maak aan ons. Ja, Here, u is die brood van die lewe, u is die lig van die wêreld, u is die enigste ingang, en u is die goeie herder, wat al maak nie saak hoe ver die skaap afgedwaal het nie. Sy lewe sal afgee en aflê vir sy skaap. En u het dit reeds gedoen aan die kruis. Mag ons ingang vind in daardie wonderlike skaapkraal van Jesus Christus. Deur hom, ons verlosser en zaligmaker. Amen. Ons kan staan daar afsluit met die lied wat op die bord verskyn, Jesus naam, lieflik woord, o hoe soet, o hoe soet. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied saam. As jy nog nie die brood van die lewe ontvang het nie, moenie hier uitstap en honger ly nie. Kom praat met ons en ons sal dit graag vir u wil gee. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en met u bly. Amen.